Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou vandag en dat jy lekker gerus het gister. Van my en die hele beleefspan, dit is altyd 'n enorme voorreg om tyd saam met julle in God se woord te kan spandeer. Nou gister het ons begin praat oor hierdie idee van 'n bietjie soos Jesus, né? Ek's amper daar, soort van Christen, nie heeltemal nie. En ons het gesels oor hoe gevaarlik dit kan wees om net genoeg van Jesus te hê, maar nie werklik verander te wees nie. Nou vandag vat ons dit 'n bietjie dieper, ons vat dit 'n bietjie verder. Jesus gebruik 'n woord in Openbaring 3 wat ons nie sommer maklik kan ignoreer nie. Hy gebruik hy woord in vers 16, hy gebruik die woord lou. En kan ek dit vir jou gou in 'n prentjie sit? Toe Jesus hierdie woorde sê in Openbaring 3, het hy met die stad Laodicea gepraat. Hierdie stad was hulle is baie vermoënd, ryk, selfversorgend, gemaklik. Hulle het soort van alles gehad wat hulle harte kon begeer, maar die een ding wat hulle nie gehad het nie, en wat hulle regtig nodig gehad het, was water. Hulle het nie goeie water toevoer gehad. Hulle het al die ander dinge gehad, nee, rykdom en weelde en so aan, maar hulle het gesukkel met hulle water toevoer. Nou, so met omrede die stad het nie 'n goeie waterbron gehad nie. Hulle moes water inbring van ander plekke af. Van een kant af het hulle warm water kon kry en van 'n ander kant af het hulle weer koue water gekom. Maar nou met al die, ek dink is aqueducts en goeders en maniere hoe die water vervoer het in die stad na Laodicea toe, by die tyd wat dit by Laodicea aangekom het, daai water, was dit nie meer warm nie. Dit was ook nie meer koud nie. Dit was eintlik so tussen en was lou. En nog erger, daai lou water het baie keer mense siek gemaak. Dit was die omstandighede. So wanneer Jesus nou hierdie gemeente aanspreek en aanvat, dan sê hy, dis hoe julle geloof lyk. Dis nie warm nie, met ander woorde, dis nie oorgegee nie, dis ook nie koud nie, dis nie heeltemal weg nie, dis so tussenin. Dis gemaklik, dis halfpad. Dis so 'n bietjie soos Jesus. Was dit maar warm, dan kan ons lekker bad en dit geniet. Was dit maar koud, dan kan ek dit drink, dit kan my verfris. Maar dis so tussenin, dis net so 'n bietjie soos Jesus, en hier's wat vir ons, waar ons dit baie maklik kan verkeerd verstaan. Jesus praat nie net hier van passie nie, hy praat hier spesifiek van doel en impak. Warm water, wat ek so vinnig genoem het, het 'n doel gehad. Dit het genees, jy kon badde en jy kan was daarmee. Koue water het ook 'n doel gehad. Dit kom verfris. Maar lou water, het nie regtig 'n doel nie. Nou kan ek jou iets vra, iets baie eerliks net vandag vra. Het jou geloof, want dis waar Jesus praat, hy praat nie eintlik oor ons geloof, het jou geloof 'n doel, het jou geloof impak, maak jou lewe 'n verskil, raak jy mense se lewens aan, verander jy hoe jy leef, hoe jy praat, hoe jy dink, hoe jy kies, hoe jy optree, of is jou geloof net iets wat daar is, dis 'n bysaak, dis teenwoordig, maar is sonder krag, dis sonder transformasie. En dis die gevaar van 'n gemaklike geloof. Jy is nie ver van God af nie, maar jy is ook nie naby genoeg om verander te word nie. Jy is net so tussenin. Dit is net so gemaklik. Dit is net so lou. Bring ons terug na hierdie lyn, wat ek heel week gaan sê, net genoeg van Jesus om jou beter te laat voel, maar nie genoeg van Jesus om jou lewe te verander nie. Geliefde, Jesus roep ons na iets baie dieper, nie na 'n geloof wat net bestaan nie, of terloops deel is van my lewe nie, maar na 'n geloof wat leef. Nie na 'n geloof wat net veilig voel nie, maar na een wat verander, wat beweeg, een wat impak maak. So, hier is jou uitdaging vir vandag. En is jy reg vir hierdie? Wil jou vra, waar het jou geloof dalk lauwarm geraak? Waar het jy gemaklik geraak? Waar het jy ophou groei? Want die goeie nuus van Christus, van die evangelie is dit. Jesus wys nie net hierdie dinge uit om ons weg te stoot nie. Dis die mooi van die evangelie. Hy doen dit om ons juist terug te trek. Wanneer hy hierdie woorde bring en hierdie bemoediging na daai gemeente toe, dit klink vermaanend, klink moeilik, maar eintlik trek hy ons nader. Hy daag ons uit. Geliefde, as hierdie met jou praat, as hierdie jou oortuig, dan wil ek jou vra, los iets in die kommentaar soos, ek wil nie lou wees nie, ek kies warm, of ek kies koud, maar nie lou nie. En onthou, dit help ons verskriklik baie, as jy kan like en share en subscribe, en as jy hierdie boodskap deel met ander mense, en dan sien ek julle verseker môre vir dag 3, waar ons gaan kyk na een van die gevaarlikste dinge van alles, en dis iets wat ons nie eers besef nie, maar jy moet môre inskakel om meer van dit te hoor, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons kan, soos ons nader groei aan U, warm wees of ons kan koud wees. En dit het alles te doen met
met impak, met passie, met dryf, funksie. En daarom Jesus is my gebed dat ons nie sal gly in 'n baan van louwarm Christendom nie, louwarm geloof nie. U soek vir ons of koud of warm, gebaseer op Openbaring 3, en daarom vra ek Jesus vir genade op genade op genade, dat U ons sal oproep na 'n plek toe waar ons werklik met intensie en doelgerigtheid leer om onder U heerskappy te leef. Jesus, help ons om nie in te gee tot die dinge van hierdie wêreld wat ons uitnooi na 'n lou tipe Christendom nie, maar dat ons werklik gelowiges sal wees, wat of warm of koud sal wees. Daai tipe warm koud waar ons ander mense om ons werklik kan wys ons ken vir Jesus. Nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons spesiaal is nie, maar net omdat ons naby aan U leef. Dis my gebed vandag, dat ons almal sal leer om naby aan U te leef. Ek eerste, Here, en daarom vra ek Jesus vir U genade oor my lewe, so ook oor elkeen wat vandag saam bid, saam vertrou, dat hierdie genade ook ons deel kan wees. Bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.